Hier in Hebreërs 13 kontrasteer die skrywer die Ou-testamentiese diereoffers met die volmaakte offer van Jesus Christus. Waar die ou offers slegs tydelike bedekking vir sonde kon bied, het Jesus buitekant die stadspoort op Golgotha gelei. Hy het die smaad, die vernedering gedra en deur sy eie bloed ons eens en vir altyd geheilig. Hebreërs 13 vers 12. Of soos die boodskap dit vertaal, so is Jesus ook buite die stad dood, sodat hy mense met sy bloed vir God aanvaarbaar kon maak. Hierdie daad van Jesus se selfopoffering is die kern van ons geloof en die grondslag van ons verlossing en die nuwe verbond waarvan ons deel is. Die skrywer roep ons daarom op in vers 13, kom ons gaan uit na hom toe, buitekant die laar en dra sy smaad. Hierdie buitekant die laar is 'n kragtige metafoor. In die Ou Testament was dit die plek van onreinheid en verwerping. Sien Levitikus 16 vers 27. Deur buite die stad te sterf, het Jesus homself geïdentifiseer met die verworpenes en die sondaars. Geloof vra dus ons bereidheid om saam met Jesus sy vernedering te dra, weg van die gemak, populariteit en aanvaarding van die wêreld. Dit beteken om 'n lewe te lei wat meestal teen die stroom van die samelewing indruis, 'n lewe wat die waardes van God se koninkryk bo die van die wêreld stel. Ek hoor so duidelik Jesus se oproep in Matteus 16 vers 24. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Ons is pelgrims, toeriste, sê vers 14. Hier het ons nie 'n blywende stad nie. Ons is op soek na die toekomstige stad. Hierdie aardse bestaan is tydelik, uiters tydelik. Ons ware burgerskap is in die hemel. Lees maar Filippense 3 vers 20. Terwyl ons nog onderweg is, bring ons twee soorte offers wat God behaag. Die skrywer sê in die eerste plek 'n offer van lof. Laat ons altyd en oral deur Jesus 'n offer van lof bring aan God. Dit is die vrug wat ons woorde lewer wanneer ons sy naam met vreugde bely. Vers 15 in die Nuwe Testament. Dit is nie net lofprysing in 'n erediens nie, maar 'n lewenshouding van dankbaarheid wat in ons woorde en optrede sigbaar word. Dit is om God se grootheid te verkondig, sy goedheid te erken en hom te eer met alles wat ons sê en doen. Kyk maar ook na Kolossense 3 vers 17. Die tweede is 'n offer van diens. Hebreërs 13 vers 16 in die Nuwe Testament lees, moenie vergeet om goeie dade te doen nie, of om julle besittings met mekaar te deel nie. Sulke offers maak God se hart baie tevrede en bly. Hierdie offer is die praktiese uitleef van jou geloof. Dit is om besittings, tyd, talente en ons liefde te deel met diegene rondom ons, veral die behoeftiges. Lees gerus ook maar Matteus 25 van vers 35 af en Jakobus 1 vers 27. Ware aanbidding word sigbaar in dade van liefde, barmhartigheid en vrygewigheid wat God se hart bly maak. Die uitdaging vir vandag is om hierdie offers van lof en diens bewustelik en sigbaar te bring. In jou binnekamer sing of bid jy opreg tot die Here en dan gaan jy uit en doen 'n goeie daad vir iemand, al is dit klein. Ons doen dit sonder om erkenning of selfs 'n dankie te verwag en ons hou dit vir onsself. Dit is 'n offer wat die Here behaag, wat sy hart bly maak, 'n lewe wat in aanhalingstekens buite die kamp geleef word, in navolging van Jesus Christus, ons verlosser. Kom ons bid saam. Here, ons kan U nooit genoeg prys en dank en loof nie, dat U die vernedering, die smaad gedra het en buitekant die stadspoort op Golgotha gesterf en betaal het ter wille van ons. Dankie dat U daar Uself met sondaars geïdentifiseer het. Help my ook, help elkeen van ons om onsself te verloon, ons kruis ook op te neem en U te volg.
Help my vandag om 'n offer van lof, 'n offer van diens, 'n offer van dankbaarheid uit te leef. Amen.